Nou, die volgende storie is nou ook van 'n Woods, 'n pilot. Ek weet nou nie of hy nou in die Tweede Wêreldoorlog of die Koreaanse oorlog was nie, maar hy's 'n bietjie van 'n legende hier in die Albany area. Want hy het altyd sy bene verloor tydens een van hierdie oorloë en hy het toe hierdie klein buggy, so motorfiets gehad wat hy nou en hy baie avonturistig gehou oom. Tot so 'n mate dat hy het sy eie maatskappy gehad. Nou die ou oom se naam was Tom Tit. Of hy het bekend gestaan as Tom Tit. Ek hoop nie dit was sy regte naam nie, maar as dit was... Dit was sy besigheid se naam. Sy besigheid se naam was Tom Tits Travel. Ja. Dis hoekom dit was sy besigheid. En daarom het hulle hom sommer Tom Tits genoem. Ja, hy het so 'n driewiel skooter gehad wat se klap agter afslaan en dan het hy met sy rolstoel van agteraf op die ding opgery, dan het hy hom daar gestrap of gemaak dat hy het 'n manier gehad wat hy die rolstoel dodelik vasmaak. En dan ry hy met daai ding en hy het met hom reg oor die land gery. Hy het so lank baard ook gehad wat so altyd gewaai het in die wind en hy's altyd so gelukkig geweest. Hy was 'n fantastiese ou man geweest. Ja, hy was hy het sy bene verloor tydens een van die oorloë en terwyl hy vegvlieënier was. Maar nou hy was die feit dat hy sy bene nie gewerk het nie, het hom nie verhoed om aan alles deel te neem nie. Hy was bevriend met normale ouens en hy het alles saam gedoen. Hy het gejag, hy het vis gevang en so en so. Jy's met 'n visvangery waar die probleme toe nou kom. Want hy gaan saam met twee ouens met 'n beach buggy, maar dis een van daai beach buggies wat 'n bak agterop het. Ja. En sodat hy met sy rolstoel kan hy nou op die bak sit. Ja. Agter op die beach buggy en dan het die twee perde voor en dan kan nog 'n ou by wat ook agter daar by hom sit wat nou die hekke moet oopmaak en so aan, want hulle gaan toe nou vis vang hier by privaat strand nie ver hier van waar ons nou sit nie, by Kasuga. Hulle ry daar hele end langs die see op met die beach buggy en daar stop hulle en dis laagwater en hulle gaan sit op die rotse en hulle dra vir Tom Tits tot op die rotse daar waar hulle sit en hulle gooi in, nou vang hulle vis, maar en hulle geniet natuurlik ook iets. 'n mens kan nie laat jou tande droog word nie, hulle hou hulle tande nat. Maar die probleem met as jy jou tande nat hou, dan raak die voglate op. Dan moet jy nog gaan kry en so gebeur dit toe nou dat hulle aasvlak opraak en die vog raak op en hulle besluit toe nou hulle gaan gou deurskiet met die beach buggy Port Alfred toe. Port Alfred is omtrent so 10-15 kilos, nie eens 15 kilos, ja, so net meer as 10 kilos daarvandaan. Dan gaan hulle nou nog aas kry en sommer nog iets verfrissends kry. En hulle los of Tom Tits, hy gaan nou sommer hulle visstokke dophou ook, want die goed is daar en so. En so gaan hulle, kom by Port Alfred en hulle kry toe nie wat hulle wil hê nie. Hulle besluit nie goed. Hulle gaan skiet gou deur Bathurst toe. Maar Bathurst is nog so 15 km van Port Alfred af. En soos hulle sê, soos dit nou moet gebeur, daar by Bathurst, there's no thirst like Bathurst. So hulle raak toe dors toe hulle daar by Bathurst kom, want daar's een van die oudste kroë in die land. In Bathurst, wat is sy naam? Pig and Whistle. As dit nie die oudste kroeg in die land is nie, maar hoe dit ook al sê, dis inderdaad die oudste, ja. Dan is die oudste kroeg in die land. So, nou jy kan mos nou nie jy kan mos nie nou sommer haastig wees by die oudste kroeg in die land nie. Jy kan nie aas kry en dan nie by die oudste kroeg nie ietsie kry. Ietsie vat nie, ja. So toe vat hulle nou ietsie, maar en hulle raak toe aan die gesels daar en toe skielik, toe hulle halfpad 'n hele ruk weg is, besef hulle gats. Maar Tom Tits is nog daar op die rotse. Ons sal moet 'n plan maak. En hulle vlieg daar weg met daai beach buggy, maar nou het hulle nog die ou wat moet hekke oopmaak, sit nog steeds hier agter op die beach buggy. En nou ja, hulle terug. Nou toe hulle
op by die strand kom, daar by Kasuga op die sand kom, toe besef hulle dis hoogwater. Die water het nou opgestoot. Hulle ry nou daai rotse waar hulle gesit het, is nou toe onder die water. Ja. En was nou net sagte sand hier. En hulle besef toe nou dat Tom Tits is nou verdrink. Hy is nou dood, want ek meen hy het nou daar op die rotse natuurlik gesit en hy is lam, hy kan nie beweeg nie. Ja. En die see het hom nou gevat. Nou huil hulle, want hulle het natuurlik nou ook hulle is ook nou 'n bietjie hulle raak nou maklik aangedaan na die, hulle nou teen die dehydrasie gevegge daar by die kroeg in Bathurst. So nou ja, hulle op hierdie dik sand met die beachbakkie. En die ou wat bestuur kyk in die spieeltjie en hy sien maar die ou wat agter op die bakkie sit. Hy's glad nie hartseer nie. Hy sit daar so hy smile en hy's te gelukkig en dit kan mos nou nie wees nie want hier sit hulle dan nou hartseer en daai ou daar agterop is 'n kameraad. Ja, nee. Hulle voel dit nou 'n kameraad verloor. As gevolg van hulle eie gesuipery. Ja. En nou voel hulle baie sleg daaroor en nou die ou lyk te gelukkig. Nou sê hierdie ou die ou met die stuur nou sê hy vir sy maat, "Look at this guy in the back here. He looks quite happy, doesn't he?" Nou kyk jy ou om. Ja, inappropriately happy, sê hy. Hulle sê maar, "Wat gaan ons maak om hom minder gelukkig te laat lyk?" Nee, sê die ou. As jy daai briek nou skop, nou ry hulle omtrent teen seker so 50-60 km/h op die dik sand, want jy kan nie as jy stadig ry sak jy weg, so jy ry vinnig. En hulle moet ry om daar te kom. Om nou nog te kom om nou maar te kyk of hulle nog kan red wat hulle te redde is. Miskien kry hulle nog hulle visstokke. Maar in elk geval. Nou ja, hulle. Nou sê hulle, "Wat dink jy om die ou sê luister, as jy een sê vir die ander vir die passasier sê vir die drywer, as jy nou briek skop. Wat dink jy gaan gebeur?" Die drywer sê, "Nee, Jesus, ek sal daai ou is dood man." Ja. Want hy gaan die cabby voorslaan hier agter ons, hy's dood. Hy sê, "Wel, op 'n telling van 3, dan slaat jy die dinges." Man, telling van 3, hy skop hy ding vas. Nou in daai dik sand, daai beachbakkie gaan staan net daar. Ja. Die ou agter die stuurwiel breek sy neus teen die stuurwiel. Passasier slaat net so 'n groot sny teen die voorruit, slaan hy hom oop. Toe hulle omkyk, toe sit daai perd nog net daar waar hy gesit het. En al wat hy vra is, "Ho, did the clutch sleep or what?" Maar keer hy absoluut niks. Die man is gesny. Toe is hulle eers kwaad. Ja. Toe hulle daar kom waar hulle vir Tom Tits gelos het, toe nou staan hy hulle, nou kyk hulle in die see in, nou huil hulle. Hier kom 'n stem onder 'n bos uit. "Waar was julle so lank?" Toe het Tom Tits gelep het alkohol af van die rotse af blykbaar. Magies. Ja, dis 'n tipiese Ooskaap Ja. situasie. Ja.